Goeiemôre dames en here. Het is weer vir my 'n vreeslike voorreg om vanoggend hier voor julle te staan. Is die klank reg? Kan almal my mooi hoor? OK. Dit is weer eens vir my 'n voorreg dat ek vir die kerk wat kon vra om vanoggend hier voor julle te kan staan as deel van my studies. Die van julle wat nie weet nie, ek is ook besig gewees om tans my graad in liturgie, in teologie te doen. Met die idee om so 2 of 3 jaar selfs dan ook as voor julle kan staan as 'n volwaardige predikant. So dit is deel van my studies, is 'n praktiese dag vir my vandag. En is my voorreg om hierdie loopbaan, hierdie stap in my lewe in my eie gemeente te volg. Maar kom ons begin vandag dit reg in die naam van die Here. Ek groet julle vanoggend uit Psalm 121. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy kan jou voete nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie slymer nie. Kyk, die bewaarder van Israel slymer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder, die Here is jou skadu aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. Aan almal in Rome en op aarde vir wie God liefhet en wat hy geroep het aan hom te behoort. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus sy Seun. Kom ons sluit die oë oop in gebed. Here ons God, ons kom vanoggend om U te loof en U weldaden te doen. Ons wil U naam eer, want U is die almagtige Heer wat wonders gedoen het. Ons dank U vir U trou deur al die eeue en vir die groot dinge wat U ook vandag nog in ons lewe doen. Ons loof U omdat ons verlos word. U het ons uit die duister bevry en ons harte met vreugde vervul. Dankie dat hierdie verlossing U lewe gekos het, sodat ons die ewige lewe kan ontvang. Here, ons bid vanoggend ook vir ons eie gemeente, 'n gemeente wat herderloos gaan staan in 'n paar weke. En ons bid, Here, waar ons tans besig is met 'n beroeping, dat U die regte persoon op ons pad sal sit, Here. Here, 'n persoon wat ons nie net kan lei nie, maar 'n vriend vir ons kan wees, 'n broer vir ons kan wees, Here. Iemand wat langs ons kan sit en ons hand vashou, Here. Here, as ons honger is en dors is, dat hy ons kan voed, Here. As hartseer is, dat hy ons sal lei, Here. Here, ons open ons harte vanoggend vir die Heilige Gees. Laat ons U met opregtheid en opregte harte aanbid, 'n woord van geloof ontvang en ons lewe opnuut oopmaak vir U en U toewy. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. As ons so sit, gaan ons staan vanoggend en die Here loof wat vir ons wonders gedoen het. Die Here loof wat vir ons verlos. Die Here loof wat elke dag vir ons voorsien. Kom ons staan dan en sing ons lied 214. Here, ons sal U loof. Van 'n dame met die naam Naomi. Naomi moes terugkeer Bethlehem toe na vreeslike dinge in haar lewens gebeur het. En in daai terugkering
het sy vir die Here gesê, my lewe was vol toe ek hier weg is, maar die Here het my leeg laat terugkom. Aan die einde van Naomi se verhaal, het sy vir God ontmoet, en God het haar gevul met menige seëninge. Sy het haar gegee 'n getroue skoondogter, en hy het haar voorsien. Dieselfde God ontmoet ons ook vanmôre. 'n God wat vir ons seëninge gee. 'n God wat onbeskryflike genade aan ons gee. Kom ons aanbid hierdie Here met die sin van genade onbeskryflik groot. Ons gaan dit sommer sittende saam sing in aanbidding. God, ons kom vanoggend na U, God. Verlores in hierdie wêreld, Here, bidtend tot U, Here. Here, waar ons vanoggend gaan lees oor U wonderwerke, Here, wat U in stilte doen, vra ons, Here, dat U ons oë sal oopmaak tot elke daad wat U in ons lewe doen, Here. Here, waar ons vanoggend gaan lees, Here, oor 'n verlore wêreld, oor gebroke harte, Here, vra ons dat U ons opnuut sal besef, laat besef, Here, hoe wonderlik U is. Here, ons loof en ons prys U. Amen. Vriende, ons almal ken koue. Ons ken 'n winter. Ek wat in die Noord-Kaap werk en in die Vrystaat boer, weet hoe voel regte koue. Vanoggend toe ek op ons gras uitstaar, toe lê die ryk dik op ons gras. Ons ken koue. Ons ken 'n winter. Maar ons het ook 'n ander winter wat van ons baie meer ken. En dit is 'n winter van in die hart. Hoe hanteer ons hierdie tipe winter? Dis dalk 'n winter van hartseer, iemand wat afgesterf het in ons familie. Dalk is ons geld bietjie min. Dalk is ons gesondheid nie waar dit moet wees nie. Dalk voel ons baie alleen.
hierdie tipe winter is nie iets wat ons as mens sommer net so kan hanteer nie. Ek vermoed baie van ons wat hier vanoggend sit, leef deur so 'n winter. Baie van ons sê dalk volgens John, ek gaan tans deur so 'n winter. Maar die wonderlikheid van die Bybel is dat God nooit maak asof so 'n winter nie bestaan nie. En daarom begin ons lesing vandag uit Rut uit, nie uit 'n boek van bruilof nie, van fees nie, maar dit begin in hongersnood. Dit begin met trane, dit begin met verlies, maar dit eindig in hoop. Kom ons kyk hoe die Here ons leer hoe om ons eie geestelike winter te hanteer. Vandag, voordat ons lees van Naomi se geestelike winter, wil ons eers kyk na wie Naomi is. Die verhaal speel af in die tyd van die rigters. 'n Onstuimige tyd in die Israeliese geskiedenis. Die Bybel beskryf selfs hierdie tyd met die woorde, elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. Daar was geestelike verval, politieke onenigheid, selfs hongersnood. In hierdie tyd van moeilikheid woon 'n gesin in Bethlehem. Elimelech, sy vrou Naomi, en hulle 2 seuns Maglon en Kilion. Toe kom daar al hongersnood oor die land. Hulle moes verhuis. Hulle verlaat hulle land, hulle volk, selfs hulle geloof, hulle gode, en trek na die land Moab. Maar toe tref die hongersnood en die winter die familie. Eers sterf Elimelech, die man van Naomi. Naomi bly as weduwee agter, saam met haar 2 seuns, wie al 2 Moabiese vrouens aanneem, of met trou. Later trou die seuns, maar sterf selfs ook. Na ongeveer 10 jaar van hierdie tragedie, besluit Naomi om terug te keer Bethlehem toe. Sy sê vir haar een skoondogter, verby daar vir haar skoondogters, om terug te gaan na hulle eie families toe. Orpa besluit om dit wel so te doen. Maar Rut maak een van die mooiste geloofsbelijdenisse in die Bybel en sê vir Naomi, moet my nie aandring om u te verlaat of om van u af weg te draai nie. Waar u gaan, sal ek gaan. Waar u oorbly, sal ek oorbly. U volk is my volk en u God is my God. Dit is met hierdie 2 vrouens, 'n verbitterde Israelitiese weduwee en 'n gelowige Moabitiese skoondogter, dat God een van die mooiste verhale van hoop, trou en verlossing begin skryf. En dit is nou waar ons tekslesing vandag begin, by Rut 1 vers 16. Kom ons lees hoe hierdie verhaal vir ons eie geestelike winter kan lig bring. Rut 1 vers 16. Maar Rut het geantwoord, moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan en om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk. U God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf. En daar sal ek begrawe word. Ek lê eet af voor u, Here. Net die dood sal ons skei. Naomi het besef dat Rut vasbeslote was om saam met haar te gaan en sy het opgehou om haar te probeer ompraat. Hulle 2 is toe saam na Bethlehem toe. Hulle het met hulle aankom in Bethlehem, was daar groot opgewondenheid in die stad. En die vrouens het gesê, maar dis mos Naomi. Hierop het Naomi vir hulle gesê, moet my asseblief nie meer Naomi noem nie. Noem my Mara, want die Almagtige het die lewe vir my baie bitter gemaak. My lewe was vol dat jy weg is, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom noem julle my nog Naomi? Die Here het dan teen my gedraai. Die Almagtige het 'n ramp oor my gebring. So het Naomi uit Moab teruggekom en Rut, haar Moabitiese skoondogter, was by haar. Hulle het in Bethlehem aangekom aan die begin van 'n gasoes. Die van ons wat wonder nou, hoekom praat Naomi nou van, noem my
Mara, haar naam Naomi beteken lieflik. En sy storie kom terug hierso en sy sê, hou op om my lieflik te noem, want die lewe is nie vir my lieflik nie. Die lewe is vir my bitter. Ek gaan vir ons 'n paar lewenslesse vandag hier uitbring. My eerste lewensles is, erken jou winter. Nou, in sielkunde leer ons, die eerste ding wat jy moet doen, is erken waarmee jy sukkel. Moenie maak asof alles reg is, of alles goed gaan nie. Naomi verloor haar man, sy verloor haar 2 seuns. In een kort tyd verloor sy byna alles waarvoor sy geleef het. Wanneer sy terugkeer Bethlehem toe, sê sy, moenie my nie Naomi noem nie, noem my Mara, bitter, want die Almagtige het my lewe baie bitter gemaak. Sy steek nie haar pyn weg nie. Sy glimlag nie vals nie. Sy probeer nie almal oortuig dat alles goed gaan nie. Ek dink soms as Christene is dit wat ons doen. Ons groet mekaar by die deur en sê, hoe gaan dit? Nee, dit gaan goed. Hoe gaan dit met jou familie? Nee, alles is oké, moenie daarop kom nie. Maar die Bybel leer ons iets anders. Die Bybel sê vir ons, in menige psalms, hoe om ons eie trane uit te streel. Dawid bid in Psalm 13, hoe lank nog, Here, sal u my vir altyd vergeet? En dan ook in Psalm 42 bid hy, my trane is my dag en my nag my brood. Dit is nie woorde van ongeloof nie. Die is egte trane wat mense in psalms probeer verkondig aan die Here. Die woorde, dit is woorde van gelowiges wat seer het, wat met die Here worstel. Selfs die Here Jesus aan die kruis het die Psalm 22 uitgeskree, my God, waarom het u my verlaat? God is nie bang vir ons trane nie. Trouwens, die Here sê in Psalm 56, u het my trane in die kruik. Dit is nie trane wat verlore gaan. Die Here het ons trane by hom. Daarom hoef ons nie voor hom 'n toneel te speel nie. Ons hoef nie voor die Here te staan en te maak asof ons geen trane het nie, asof alles reg is nie. Die Here ken ons dan mos. Nou wil vir jou sê vanoggend, as jy swaar kry, as iets in jou hart seer is, sê dit vir die Here. Hy luister. My tweede lewensles vanoggend is, moenie al deur hierdie winter alleen loop nie. Een van die mooiste gedeeltes in hierdie storie, in hierdie verhaal is, die woorde wat Rut sê. Waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk, u God is my God. Rut kon teruggekeer het na haar familie. Dit het toegaan met haar gesin. Naomi het haarself aangemoedig om terug te keer na haar familie. Niemand sou haar kwalijk geneem het as sy gegaan het nie. Maar Rut het gekies om te bly. Sy kies om aan Naomi se kant te staan, deur haar winter. Sy kies om saam met Naomi te stap. Ek dink dit is een van die mooiste verhale, of die mooiste beelde van liefde in die Bybel. Let op wat Naomi nie gedoen het nie. Sy het nie probeer, of wat Rut nie gedoen het, sy het nie probeer om Naomi se pyn weg te steek of weg te praat nie. Sy sê nie, alles is fine, nie all worry nie, ek is by jou nie. Sy gee nie goedkoop antwoorde of clichés nie, sy kies eenvoudig om teenwoordig te wees by Naomi. Soms is dit die grootste geskenk wat ons kan gee aan iemand. Nie antwoorde op vrae nie, maar ons teenwoordigheid by hulle. Nie groot woorde van hoop nie, maar dalk net 'n luisterende oor. Nie oplossings nie, maar 'n hand wat vashou. Die Here het ons nie gemaak om alleen deur die lewe te gaan nie. Daarom noem ons die Bybel, die kerk, die liggaam van God. 'n Liggaam met vele lede. Lede wat vir ander kan omgee. Die apostel Paulus skryf in Galasiërs, dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Dis nie 'n taak van die predikant nie, dis nie 'n taak van die ouderling nie, dis nie 'n taak van die diaken nie. Dis die taak van ons as gemeente, om mekaar se laste te dra. Dit is die roeping van elke gelowige
As iemand in die gemeente swaar kry, behoort niemand te ly nie. As iemand huil, huil ons almal saam. As iemand moed verloor, bemoedig ons. As iemand struikel, help ons waar ons kan. Want dis hoe Christus sy kerk bedoel het. En uiteindelik wys Rut vir ons iets groters. Rut sê vir Naomi, waar u gaan, sal ek gaan. Maar ons as mense stel mekaar baie teleur. Selfs die beste vriende kan nie altyd wees waar hulle moet wees nie. Maar Christus is altyd daar. Wanneer ons huis toe gaan, daar is Christus. Wanneer die nag donker is, daar is Christus. Wanneer die winter te lank is, daar is Christus. Daarom is ons nooit deur ons geestelike winter alleen te gaan nie. Want ons behoort aan 'n gemeente wat geroep is om mekaar te dra. Hierdie gemeente, NG Kerk Petrusburg gemeente, is daar om mekaar se las te dra. En ons behoort aan 'n verlosser wat beloof het om ons nooit alleen te laat nie. Kom ons dink daaroor. My derde les vanoggend is, God werk selfs wanneer ons hom nie sien. As jy die boek van Rut lees, sien jy iets baie besonders. God praat nie een keer in hierdie boek nie. Daar is geen wonderwerke nie. Daar is geen vuur uit die hemel uit nie. Daar is geen engele wat sware sweep nie. En tog lees ons van God se werk op elke bladsy. Al sien Naomi nog nie dit in hoofstuk 1 nie, is God reeds besig om die pad vorentoe voor te berei. Wanneer sy in Bethlehem aankom in visueel, is dit juis die begin van die garspoes. Onthou, ons kom nou net van 'n hongersnood af. Rut gaan later are optel in 'n land om vir haar en Naomi kos te kry. En heel toevallig beland sy op die land van Boas, 'n familielid van Naomi se oorlede man, en dit is die man wat later as lotter sou optree. Boas behandel haar met buitengewone goedheid en sorg. Daardie eenvoudige oesland, daardie handvol gas, daardie gewone dade van vriendelikheid. Dit alles gebruik God om van Naomi te versorg en uiteindelik sy groot verlossingsplan te ontvou. Naomi kon destyds dit nie sien nie, want haar oë was vol verlies. Sy het haar 2 seuns verloor en haar man. Eens later kyk sy terug en besef, God was al die tyd besig. Hoeveel keer gebeur dit met ons elke dag in ons lewens nie, waar ons vaskyk in ons ellende. Ons kyk vas in goeders wat vir ons so seer maak, dat ons mis wat God vir ons probeer sê. En eers later as ons terugkyk daarna, toe besef ons, daardie ontmoeting met daardie persoon was nie toevallig nie. Daardie besoek by daardie dokter was nie toevallig nie. Daardie sit in daardie erediens was bedoel vir my. Daardie oproep wat ek geantwoord het, was ook nie toevallig nie. Die persoon wat my gehelp het, was nie toevallig nie. God werk dikwels stil in ons lewens. Net omdat ons hom nie kan sien of kan hoor nie, beteken nie hy werk nie. Dit beteken nie hy doen niks nie. Vir mense het dit soos toeval gelyk. Hierdie ontmoeting met Boas het soos toeval gelyk. Maar vir God was dit voorsienheid. My 4de en laaste leer van vanoggend is, winter is nie die einde van 'n verhaal. Hierdie boek van Rut begin in 'n vreeslike hongersnood, waar hulle uit 'n land uit moes gaan. Maar dit eindig in 'n oes. Dit begin met 3 grafte, eindig met 'n geboorte. Dit begin met leegtyd, maar dit eindig met oorvloed. Naomi het gedink haar verhaal is klaar. Sy het selfs gesê my lewe was vol toe ek hier weg is, maar die Here het my leeg laat terugkom. Maar God het geweet, haar verhaal het skaars begin.
En dit is waar, dat die boek van Rut ons verras. Want hierdie boek eindig nie met Rut nie. Die boek gaan eintlik glad nie oor Rut nie. Hierdie boek gaan oor God se belofte om 'n verlosser vir ons te stuur. 'n Verlosser om ons wêreld te red. Hierdie boek begin in dood en eindig in 'n geslagsregister. Want jy kan sien op die bord selfs, die geslagsregister van Jesus begin in hierdie verhaal by Rut, by Boas. Rut trou later met Boas, 'n familielid van Naomi se oorlede man, soos die Joodse reëls dit toelaat. Hulle seun is Obed, wat later met Isia trou, wat later die vader is van Isia. Isia is later die vader van koning Dawid. En ons weet, Jesus Christus kom uit die stam van koning Dawid. Naomi en Rut het ons Jesus Christus, ons Here, ons Verlosser, tot die wêreld gebring. Daardie toevalligheid, daardie vrouens wat gedog het, ons is niks werd meer nie, het ons koning in die wêreld gebring. Dink dit aan hierdie oomblik. 2 vrouens, een 'n weduwee, die ander een Moabitiese buitestander. Albei sonder aansien, albei sonder invloed, albei met die gevoel dat hulle niks meer het om die wêreld te bied nie. Naomi noem haarself Mara, bitter. Rut is 'n vreemdeling, sy is nie 'n Israeliet nie. As jy vir daai dag vir hulle gevra het, dink julle 2 God gaan hulle gebruik om die wêreld te verander, sou hulle waarskynlik gesê het, nee, ons is klaar, ons stories is verby, ons het nie nog 'n doel in die wêreld nie. Hulle sou hulle koppe geskud het, maar God het reeds anders geweet. Daardie eenvoudige daad van liefde, van 'n skoondogter, wat gesê het, waar u gaan sal ek gaan, word deel van God se verlossingsplan. Uit daardie daad van trou, uit daardie klein gesin, uit daardie stukkie gehoorsaamheid, bring God die verlosser van die wêreld voort. Dit herinner my daaraan dat God dikwels die grootste werke in die Bybel gedoen het met die mense wat die kleinste gevoel het. Mense wat dink hulle is klaar op die wêreld. Mense wat dink hulle is onbelangrik. Mense wat dink hulle het niks meer om te gee nie. Maar God skryf aan hulle verhaal. Miskien voel jy vandag soos Naomi. Miskien voel jy soos Rut vanoggend. Jy voel jou beste jare is dalk verby. Jy voel dalk jy maak nie meer saak nie. Jy kan nie verskil maak nie. Jy voel dalk klein. Jy voel dalk as 'n buitestander. Jy wonder of jou lewe nog iets beteken. Of daar nog 'n betekenis is. Of jy nog 'n bydrae kan lewer tot die koninkryk van die Here. Maar onthou die boek van Rut. God is nog nie klaar met ons nie. God is nog nie klaar met jou nie. Jy weet nog nie hoe jou gebede die wêreld kan verander nie. Jy weet nog nie hoe God jou gaan gebruik vandag nie. Môre is onseker vir ons. Maar 'n belofte is gemaak in dit. As 'n belofte aan ons gemaak het, ons die Here se werk gaan doen. Naomi het self nie geweet dat eeue later die Messia uit haar bloedlyn sal kom. Ons hoef nie net een te vertrou. Maar daar is vele verhale in die Bybel waar die Here so maak. Kies 'n persoon wat dink hulle is klein. Kies 'n persoon wat dink hulle tyd is verby. Kies 'n persoon wat net 'n visserman is langs 'n meer en verander die wêreld so. Ek wil afsluit met die volgende idee. In die winter op ons plaas het ons op vele bome, daar's perskebome. Die perskeboom het geen blare nie. Ek het gaan kyk, daar is nie eens 'n groen grasie rondom nie. Daar's geen bloeisels op ons perskebome nie. Daar's geen vrugte nie. Maar daar's baie wortels onder die grond wat wel lewe. Onder die grond gebeur dinge wat niemand kan sien nie. En wanneer die lente kom, bars daardie boom weer uit in lewe.
Ek vertel altyd vir die kinders by die skool ook onlangs, die winter is 'n belofte van nuwe lewe. Mag koud wees, mag donker wees, maar die spreekwoord sê, dit is die donkerste net voor oggend. So miskien voel jy vanoggend leeg, miskien voel jy alleen of bekommerd, miskien is daar geen blare of bloeisels aan jou takke nie. Maar God werk waar ons hom nie sien. En daarom wil ek afsluit met die woorde van 'n klaaglied. Dit is die troue liefde van die Here wat ons nie vergaan nie. Sy ontferming ken geen einde nie. Dit is elke môre nuut, U is trou. Mag die Here elkeen van ons, ook in ons geestelike winter, die krag gee om aan hom vas te hou, want die winter hou nie op nie. Kom ons sluit die oë. Hemelse God, ons dank U vir die woord wat ons vandag uit die boek van Rut gehoor het. Dankie dat U ons daaruit herinner, dat U ook in ons geestelike winter by ons intree. Here, U ken elke hart wat vanoggend hier sit, U ken die pyn wat ander mense nie sien nie. U ken die trane wat in ons stil is, Here. Dankie dat ons nie voor U hoef toneel te speel nie. Ons mag met U vreugde en ons hartseer na U toe kom, omdat U 'n Here is, 'n Vader is wat luister. Here, leer ons om soos Rut te wees. Gee dat ons nie by mense sal verbyloop wat swaar kry nie. Maak ons 'n gemeente wat vir mekaar lief is, wat mekaar se laste dra. Gee vir ons oë om nood raak te sien, ore om te luister, harte wat help en harte wat omgee. Vader, wanneer ons U nie kan sien werk nie, gee vir ons die geloof om steeds aan te hou om U te vertrou. Herinner ons daaraan dat U dikwels stil werk, maar nooit opwerk. Wanneer ons moedeloos raak, Here, wanneer dit voel asof die winter nooit ophou nie, asof die oggend heeltemal te ver is, Here, help ons om ons oë op U te rig. Dankie dat ons kan leer van Naomi se gebrokenheid, uit Rut se trou en deur U genade wat U vir ons voorsien het. Die verlosser van die wêreld wat na ons gekom het. Dankie dat ons vanoggend en vandag die sekerheid het om te weet, geen winter, geen sonde, geen dood, geen lyding het die laaste woord nie, want in Christus Jesus het U reeds die laaste woord gespreek. Gee dat ons hierdie week sal leef as mense van hoop. Laat ons U eerste soek, U dien met blydskap en ander wys op die hoop wat U vir ons het. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ek gaan vir ons 'n oomblik gee van stil gebede, waarna ek vir ons 'n lied gaan speel as geloofsbelijdenis. En tydens hierdie geloofsbelijdenis gaan ons ook ons kollekte opneem. So kom ons gee 'n minuut van refleksie, dan gaan ons die liedjie speel. Dit is ons geloofsbelijdenis ook. En terselfdertyd gaan ons sommer ons kollekte ook opneem. Kom ons kyk eens.
Gemeente van die Here, dit is wat ons glo. Ons storie vandag is nie klaar nie. Ons verhaal met die Here is nie klaar nie. Ons het 'n opdrag gekry om terug te keer Bethlehem toe, waar ons die hoofstuk gaan begin. Mag ons vandag ook dieselfde vertroue hê in die Here, terwyl ons God se koninkryk eers soek. Kom ons sing as 'n slotsang hierdie geloofsoortuigings, hierdie opdrag om die Here se koninkryk eers te gaan soek. In die lied sing van lied 471, soek allereers die koninkryk van God. Ons gaan dit staande 2 keer lees. Uit met die woorde van Jesaja 41, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou. Ek ondersteun jou. Ek hou jou met my reddende regterhand. Waar u sal gaan,
gaan, sal die Here dan gaan. Gaan dan vanoggend in vrede. Amen. Oh